geskiedenis van koninkryk bedieninge, dink ek aan sekere dienste wat ek beleef het in hierdie gemeente. En ek dink elke diens is besonders. Ek wil nie sê dat een diens nie besonder is nie. Ek dink in koninkryk bedieninge is ons bevoorreg en my verwagting is dat elke diens spesiaal sal wees, maar as sekere dienste wat vir my uitstaan in koninkryk bedieninge en ek dink aan een diens wat ons gehad het en ek het 'n boodskap voorberei, ek was opgewonde oor die preek en ek kon daai Sondag nie preek nie. Daar was so teenwoordigheid en salwing van die Gees van die Here. Ek dink die wat in daardie diens was, ons in tale gesing het en die naam van die Here groot gemaak het, was vir my baie besondere diens gewees. Daardie diens in Desember, ek glo wat daar 'n groot transformasie plaasgevind het in koninkryk bedieninge is, die van u wat daar was toe ons die altaar gebou het, daar soveel profetiese aksie plaasgevind het, wat die Here vir my gesê het ons moet doen, deur die week toe ek die boodskap voorberei het. Daai was vir my 'n diens wat ek nooit sal vergeet nie. Ek besef net dat groot dinge gebeur in koninkryk bedieninge in daardie diens. Laasweek was 'n besondere diens gewees, julle. Vir die wat hier was, ek dink, was daar 'n salwing in die teenwoordigheid van God. Daar was 'n krag van God wat gevloei het en hoe die Gees van God mense bedien het. En ek glo dat 'n shift plaasgevind laasweek en Sondag. Die van u wat hier was, ek dink dat amen sê daarop. Fantasties gewees. Dis vir my 'n diens wat besonder was. Ek bid die Here vir meer sulke dienste. Amen. Waar daar 'n vloei en 'n krag van God se Heilige Gees is en ek glo dat vanmôre is ook besonders. Elke diens is besonders. Dit het net ander karaktereienskappe en ek wil graag 'n tweede gedeelte met u deel op grond van laasweek se diens. Ek het met u gepraat oor gekwalifiseerde geloof. Luister wat gesien en gehoor word. En ons het in voorbeelde gesien laasweek. Wat is dit wat mense in ons sien wat geloof verklaar in ons? Daai geloof wat gesien en gehoor word. En ek het vir u dit verduidelik aan die lig van sekere voorbeelde wat ek vir u genoem het in die Bybel in die tyd van Jesus se bediening. Ek wil vanmôre aangaan en ek wil weer stil staan by nog so 2 of 3 voorbeelde. En wat wonderlik is, en ek deel dit vanoggend met die intercessors toe ons gebid het. Ek sê, as ek gaan kyk na hierdie gedeeltes en u gaan ook saam met my stem dat ek het al baie oor hierdie dinge gepreek. Hierdie voorbeelde ken u al uit u kop uit. Ek het hierdie voorbeelde al baie keer oor gepreek. Ek het dit bestudeer en dan kom ek opnuut weer en dan kom die Here en hy haal vir my dieper dinge daaruit. Is dit nie al met u gebeur nie? En is dit nie ons tema vir hierdie jaar waar God met ons gepraat het en vir ons gesê, He's gonna take us deeper. Amen. En ek bid die Here altyd, as ek by die woord gaan sit om hierdie voedsel vir u voor te berei, as ek Vader, vat my dieper, Here, in die verstaanbaarheid van God. Dieper, Here, in dit wat u vir ons as gemeente wil sê. Just take me deeper, God. Ek weet nie of dit jou hartsbegeerte ook is nie. En dan sien ek hoe getrou God is en hoe in voorbeelde wat ek al baie kennis opgedoen het, dan vat God my, hy vat my dieper. Amen. Ek gaan u vanmôre dieper vat, julle. Ek wil hê ons moet gaan kyk na nog voorbeelde van wat? Van geloof wat? Gesien en gehoor word. Amen. Vat u na 'n verlamde man, u ken hierdie verhaal. Al 'n paar keer oor hierdie man boodskap gebring. Vertel tot in Lukas 5 vers 17 tot 19. En op een van die dae was hy Jesus besig om te leer. Maar hy was spesifiek in 'n huis besig om te leer. Ek weet nie hoe groot hierdie huis was nie, wie se huis dit was nie. Maar daar was onder andere Fariseërs en wetgeleerdes ook in daardie huis gewees. Die Bybel sê uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem. So ek dink daar was 'n paar van hulle gewees. Maar jy sien, hierdie Fariseërs en wetgeleerdes het nie met die regte motief gekom nie. Kom as ek en u
vanmôre hier? Hoekom gaan mense om te gaan luister na die woord van die Here? Jy sien jou motief moet reg wees. Hulle het gegaan met 'n kritiese hart om te gaan kyk waar kan hulle hom uitvang. Hulle het daar gesit en daar was natuurlik uiteraard ander mense ook. En dan tel ek iets besonders op in hierdie verhaal wat my geprikkel het. Ek is steeds besig daarmee en ek praat met God oor hierdie gedeelte. En sê Here, vat my dieper, Vader, want ek wil verstaan. En die skrif sê hier, in daardie huis terwyl Jesus daar was, ja, met hierdie godsdienstige Fariseërs en skrifgeleerdes, sê die woord van die Here, en daar was krag om te genees. Amen. En ek begin sit en wonder en sê, Here, wat is dit wat veroorsaak dat daar in 'n diens, in 'n byeenkoms krag is om te genees, ander kere nie? Want as hierdie stelling gemaak word, dat daar was daai tyd, toe Jesus daar was, spesifiek in daai huis, was daar krag om te genees. Dan gaan kyk dit in ander gevalle, waar Jesus ook bedien het, maar was daar nie krag nie, om te genees en om wonderwerke te doen. Gaan ek wonder en sê, Here, Heilige Gees, vat my dieper, Vader, om te verstaan, wat is dit wat krag laat manifesteer en laat vloei, en wat is dit wat krag verhinder? Dink julle dit is belangrik? Ek dink dit is belangrik. Jesus gaan in sy tuisdorp. Die woord van God sê, hy kon nie daar wonderwerke doen nie. Daar was nie krag nie, as gevolg van sekere dinge. Ek dink jy weet. So dit is so, dat in 'n diens soos hierdie vanmôre, of elke keer wanneer ons by mekaar kom, is daar of krag om te genees, krag om wonderwerke te doen, of daar is nie. Of baie min. Jesus kon net 'n paar klein dingetjies doen. Amen. Waar hy blindes laat sien het, dowes laat hoor het, krepeles laat loop het. Ek dink hy 'n paar kopsiertjies gedraag. Ek sê nie dat dit nie 'n wonderwerk is nie, maar ek wil jy moet hier verstaan, want ek is besig met God en ek gaan een van die dae, glo ek gaan met u praat oor een van die gawes van die Heilige Gees. Wat is die werking van? Kragte. Ek bid die Here vir die werking van kragte. Soos laasweek se diens glo, daar was krag wat gevloei het. Ek weet dit. Ek het die krag van God beleef en ervaar toe ek mense bedien het. Ek dink Lea sal getuig daarvan. Jy sien, want toe daai vrou aan Jesus gevat het, wat het gebeur? Krag het gevloei. Ek bid vir die vloei van krag. Ons dienste. Wat help met ons in 'n diens en ons gaan deur emotions? As geen krag vir wonderwerke nie. Dink jy mense het wonderwerke nodig in hierdie wêreld? Dink jy dit ek en jy wonderwerke nodig? Absoluut. Anders sou soveel mense nie voorgestaan het nie. We all need God. Amen. Ek bid die Here dat God deur sy liefde, genade, goedheid sal kom en daar 'n demonstrasie van God se krag en salwing sal wees wanneer ons by mekaar kom. Maar ek dink ons moet ernstig graag om te gaan kyk en sê, wat is dit, Here, wat verhinder? En veroorsaak dat die krag nie vloei nie, ons moet ontslae raak daarvan. Amen. Daar was krag van God om te genees. Praat met u oor geloof. Ek wil ons gaan kyk in terme van geloof. Geloof in die demonstrasie van God se krag. Hoe kom hierdie twee by mekaar? Sien, geloof is fantasties, my broer en suster, maar geloof kom nie net deur prediking. Natuurlik kom geloof deur prediking. Romeine 10:17 sê dit. Geloof kom deur die gehoor en gehoor is deur die prediking. Dit is so. Ek wil vandag vir julle iets sê en ek gaan dit vir julle wys uit God se woord. Geloof kom ook deur die demonstrasie van God se Heilige Gees krag. Amen. Gaan dit sien vanmôre.
1 Korintiërs 2 vers 3 tot 5 kom Paulus. Wat sê hy? Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewering. Wat wil Paulus sê? Wat wil ek sê? Ek is niks. Ek is 'n mens wat swak is. As die Gees van God nie deur my werk in terme van die woord wat ek vir julle bring en die salwing julle leer nie, gaan dit niks baat nie. Wat Paulus eintlik hier wil sê. En my rede en my prediking was nie in die oorredende woorde van menslike wysheid nie. Luister my broer, ek wil nie voor u staan met menslike wysheid nie, verstand nie. Dit wat ek kan skriffies quoteer, ek kan dit uit my kop uitleer. Gaan niks baat as die Gees van God nie betrokke is. Die Heilige Gees wat die werk doen. Nie hoeveel skriffies ek uit my kop uit kan sê nie. Dis in die betoning van die Gees van God en krag, sê Paulus. Sodat julle geloof nie in die wysheid van mense bestaan nie, maar in die krag van God. Daarom hoe meer God se krag manifesteer, hoe meer geloof gaan daar wees in mense. Dit het gebeur in die Bybelse tyd in Jesus se bediening. Sien, geloof gaan gepaard met krag. Inteendeel, hoor wat sê die woord? Geloof word volkome deur die krag van God. Amen, by die Here. Dat God ons verstand gaan open vanmôre om hierdie skrifte te verstaan, om die woord van God te verstaan. 2 Tessalonisense 1 vers 11. Daarom bid ons ook altyd vir julle, dat ons God julle in die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome kan maak. Jou geloof met krag volkome kan maak. Amen. Hoekom is dit so? Hoekom hierdie twee by mekaar? Want Markus kom, daar in Markus 16 vers 20, hy sê, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek. En die Here het saamgewerk in terme van die prediking, wat doen prediking? Bring geloof. Sê Romeine 10:17. Hy sê dit, maar die Here het saamgewerk met die prediking, en wat het God gedoen? Hy het die prediking bevestig met wat? Wonderwerke. Die krag van God wat gevloei het. Daai woordjie wonderwerke is daai dynamos krag, is wonderwerkende krag. Daai woordjie tekens in die Afrikaanse Bybel gaan krap dieper as wat jy sien, dit beteken wonderwerke. Amen. Nou is hulle in hierdie huis waar Jesus besig is om lering te gee. Daar is 'n krag van God. Luister, is net teenwoordig. Nog nie gevloei. Amen, mag die Here ons help vanmôre in die wees. Baie dienste, ek glo, was die krag van God hier. Maar as ander net die krag om nou te vloei. Jy kan 'n kragbron in jou huis hê, maar iets moet gebeur voordat dit vloei. Maar die Here, liggie sal aangaan vanmôre met ons susters. Want jy sien, waarna is ons besig om te kyk, sien, is wat laat die krag vloei? Daar kan 'n krag wees. Nie te sê die krag vloei in 'n diens. Ek is besig om die Here ernstig, die Here vir my wys en sê, wat is dit, Here? Die krag wat vloei. Jy het ook al 'n paar dinge aan my openbaar. 4-5 dinge het die Here al klaar aan my openbaar. Ek gaan met u praat daaroor. Ek het al seker van hierdie dinge aangeraak. Jy sien dat iets gebeur terwyl Jesus nou lering gegee het. Okay. Wat gebeur? Daar kom manne. Die huis was vol gewees. Daar's geen twyfel in my hart dat ek weet dat die huis was vol mense gewees. Want op grond van die volgende ding wat gebeur, het daar manne 'n mens wat verlam was op 'n bed gebring en hulle het probeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. En toe hulle van weer die skare geen kans sien om hom in te bring nie, toe vat hulle die bed huis toe en hulle gaan huis toe. Wat sê jou Bybel? Wat sou ek het nie gedoen? Ek praat met u oor geloof wat
sien, dis ander geloof hierdie. Hierdie is geloof wat die krag laat. Amen. Want ek wil ons moet gaan kyk, wat is dit wat veroorsaak dat krag vloei? Waar is daar krag in daai huis? Het dit al gevloei voor hierdie geval? Ja, nou ons praat die Bybel vandag. Hierdie manne kan nie by die huis inkom. Wat was hulle? Amen, dis dit? Wat het gesê? Sweetie vir jou. Sien, mense begin dit vang. Wat laat die krag vloei? Desperaatheid. Hoe desperaat is ek en u? Hoe desperaat is 'n wêreld daar buite? Hoe desperaat is ons wanneer ons inkom in 'n plek soos hierdie vanmôre? Wat 'n verwagting is daar in jou hart? Die vrou wat 'n bloedvloeiing gelei het, was desperaat geweest, maar sy het 'n verwagting gehad. Wat was haar verwagting geweest? As ek aan sy kleed gaan raak, gaan ek gesond wees. Jy het verwagting. Sien, wat doen hierdie ouens? Want niks en niemand gaan hulle stop nie. Hulle vat daai persoon se huis, wat nie hulle huis is nie, dakplate oopgemaak, hulle sak die bed daar voor Jesus. Wat is dit? Geloof wat? Gesien word. Wat sien mense in jou? En my? Kan mense jou geloof sien, sonder dat jy jou mond oopmaak? Nee, pastoor, ek glo. Is dit, wys my jou geloof. Amen. Sien, wat is die Here besig om te doen? Hy vat ons bietjie dieper in geloof. Jy sien, vir jare kan ons sê, ek glo, maar niks gebeur nie. Daar's geen krag wat vloei nie. God is dan 'n tydjie dieper, want ek praat met u oor gekwalifiseerde geloof wat gesien word en gehoor word van blindes wat uitroep en niemand keer hulle nie, hulle skreeu harder. Dis die geloof waaroor ek praat vanmôre. Klim op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense en voor Jesus. Ons gaan kyk wat is die reaksie hier. En toe Jesus hulle geloof. Amen, amen. Geloof wat? Sien word. Dis ander geloof, julle. Dis 'n ander vlak van geloof. Want as hierdie geloof, maar daai krag wat in daai huis was laat vloei. Nou kom Jesus. Hy doen iets besonders. Julle, dit is fantasties as 'n mens gaan kyk na hoe Jesus bedien het. Jy sien, waarmee deel Jesus? Ons gaan kyk 'n bietjie. Nou kom hulle, wat is hierdie mense se verwagting? Wat gaan Jesus met hierdie man doen? Nou ons sond man, wat sê Jesus vir hom? Wag 'n bietjie. Jou sondes is jou vergewe. Wag 'n bietjie, Jesus, hy's nie hier, hy's vir genesing. Nou kom spreek Jesus Sondag. Maar is hy nie daar vir genesing nie? Baie interessante ding, 2 observasies wat ek wil maak hier. Eerste ene. Christus het die teikengroep geken, wie daar was. Christus man, ek wil nie sê hy het 'n hidden agenda nie, klink negatief, maar Jesus het hierdie boetjies geken. Wie is hulle? Hierdie Fariseërs in die wet geleer. Man, Jesus het geken wat gaan in hulle harte aan. Nou kom Jesus en maak 'n stelling, maar daai boetjies klap julle. Jesus sê vir hom dat jou sondes is jou vergewe. Wow, kyk die reaksie van hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes. Ek begin na hierdie reaksie. Vers 21 tot 25. En die skrifgeleerdes en die Fariseërs het begin redeneer, onmiddellik te redeneer. Toe Jesus, want Jesus het geweet, man, hierdie ouetjies sit met iets in hulle harte. Hulle is nie hier om na my te kom luister nie. Hulle is hier met 'n motief. Nou kom Jesus en hy roer hulle bietjie. Ek hou hiervan. Amen. Die Engels is mooi. Hy het hulle bietjie gestuur. Hy stuur hulle so bietjie. Op grond van hierdie woord. Hierdie jou sondes is jou vergewe. Wie is hy?
As jy God lasterlik praat, wie kan sondes vergewe? Albe God alleen. Min weet hulle is God geopenbaar. Wat voor hulle staan. Nou kom Jesus, want hy ken hulle harte mos. Hy sê, wat redeneer julle in julle harte? Nou kom hy, maak 'n stelling hier. Ek gaan vir u die stelling maak, vir u die vraag vra vanmôre. Jesus sê, wat is makliker? Okay, nou moet jy 'n bietjie hieroor dink. Wat is makliker? Die volgende twee dinge wat Jesus sê. Om te sê jou sondes is vergewe of om te sê staan op en loop? Wat sal julle sê wat is die maklikste om te doen? Om? Julle vyf die toets. Vergeet opstaan om te loop. Vergewe is maklik. Om te sê ek vergewe jou sondes baie makliker as om vir iemand te sê, hoekom Christus het die prys betaal? Alhoewel Christus nog eens die prys betaal nie. Jesus het geweet, man. Jesus het geweet, luister. As ek en u in 'n Nuwe Testament kom en sê Jesus vergewe my sonde, gebeur dit onmiddellik. As jou hart reg is en reg. Is maklik om na Jesus te gaan. 1 Johannes 1 vers 9 wat sê dit? As jy jou sondes voor God bely, God is getrou en regverdig om jou te vergewe en jou te reinig. Halleluja! En hierdie evangelie is 'n duur gepryste evangelie, maar is maklik. As jou hart reg is, kom. Luister, kom ek gaan vandag vir julle sê, met Christus, kom jy, sê kreep hulle wat van sy geboorte af kreep hulle, kom staan voor hom. Wat gaan makliker wees? Sê, "Oh, jou sondes is jou vergewe." Of om te staan op en loop. Hoeveel keer het mense al gekom en ons het hulle bedien en sê jy moet jou sondes voor God bely, man. Weet jy wat? As jy jou sondes bely, God gaan jou reinig en jy gaan 'n kind van God word. En hulle doen dit. Wow. Hoeveel keer het jy al vir 'n blinde gebid, vir 'n dowe, vir 'n krepele? Wie van hulle het al gesond geword? Wat is makliker? Om die sondes te vergewe is baie makliker. Want hier kom Jesus en hy antwoord eintlik. Hy sê hierso. Hy sê maar dat julle kan weet dat ek die seun van God mag het om op die aarde sondes te vergewe, sal ek die moeilike ding doen en dit sal realiseer. Hy sê ek, en wat doen hy? Hy spreek die verlamde aan. Hy sê ek sê vir jou, om vir hulle te bewys. Hy sê hierso, staan op! Neem jou bed op en gaan huis toe. Wat gebeur? Daai man het onmiddellik opgestaan, het sy bed opgeneem, maar hy het God verheerlik. Hy het Jesus verheerlik. Fantasties nie, dis wat God doen. In die lig hiervan kom Jesus een keer en is 'n skrifgie wat baie moeilik is. 'n Bietjie moeiliker om te verstaan. Daar in Johannes 20:22 kom Jesus en hy blaas vir sy disippels gesê: ontvang Heilige Gees. Dis 'n interessante vraag, maar ek moet nou nie ek is so excited, ek moet van trek af raak nie. Amen. Want jy sien, woord van die Here sê, ek glo wat sê die Bybel, as jy wedergebore word, wat kom woon binne in jou? Heilige Gees van God. Ek wonder of dit nie die keer is toe die disippels wedergebore was, geword het. Want nog elke keer was dit voordat Jesus gesterf het aan die kruis van Golgotha. Ek dink nie wedergeboorte kon plaasvind voordat Jesus sy bloed betaal het aan die kruis van Golgotha. Anders was wedergeboorte in die Ou Testament van Abraham, Isak, Jakob, al daai Moses almal moes daar wedergeboorte gewees het. Maar die Bybel praat die eerste keer van wedergeboorte nadat Jesus gekruisig is, gesterf het aan die kruis van Golgotha, sy bloed gevloei het en hy betaal het vir ons sonde skuld. Nou kan ons weergebore word, want wedergeboorte vind plaas in dit wat Christus gedoen het. Nou is dit die eerste keer nadat Jesus gesterf het aan die kruis van Golgotha, opgestaan het uit die dode, snaaks genoeg, amper van die eerste keer kom hy voor hulle, hy blaas vir hulle. En hy sê, ontvang my. Dit is by wedergeboorte wat jy die Gees van God ontvang in jou lewe. Amen. Praat nie die vervulling, die dooping met die Heilige Gees. Dis 'n ander aparte ondervinding.
Want anders sou Jesus nie vir sy disippels gesê het, daar op die Olyfberg gaan wag in Jerusalem totdat julle vervul is met die Heilige Gees. Want onthou hier het hulle alreeds die Heilige Gees ontvang. Amen. Ons moet hierdie dinge moet ons onderskei. Nou sê hy vir hulle in die volgende vers 23 hier. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit vergewe. As julle die mense hulle sondes sal hou, dan sal dit gehou word. Ja. Dis Willem. Wat beteken dit? Ek weet nie of jy al hierdie skrifgie gesien het nie. Of jy al oor hierdie skrifgie gewonder het nie. Wat sê die Fariseërs? Wie alleen kan sonde vergewe? God, natuurlik, Jesus is God. Kan ek en jy mense se sondes vergewe? Ons kan nie dit doen nie. Is net God wat mense. Jy kan iemand vergewe iets wat hulle teen jou gedoen het, wat jy moet doen. Jy kan ander mense se sondes vergewe. Maar hoekom sê Jesus dan hier dat as julle die mense hulle sondes gaan vergewe, gaan dit vergewe word, as julle dit nie, gaan dit nie gedoen word nie. Amen. Wag ek gou vir I'm gonna take you deeper. Amen. Wil julle dieper gaan? Amen. Amen. Jy sien, wat hier gebeur is, as ek en jy 'n sondaar bedien, wat doen ons? Waar's die evangeliste, hulle wat al mense na die Here toe gelei het? As ek en jy 'n sondaar na die Here toe lei, wat is die eerste ding wat hierdie ou moet bewus word van? Die sondeskuld. Amen. Hoe gaan hy van sy sondeskuld ontslae raak as ek en u hom nie gaan bedien in terme van die feit dat hy 'n sondaar is, hy sit met sondeskuld nie. Dit sal nie van hom weggeneem word nie. Dit lê in jou en my. Daai persoon van sy sondeskuld gaan ontslae raak al dan nie. Mense sit vandag en sondaars in sonde. Hoekom? Ons nie dat ons hulle sonde nie vergewe nie. Ons gee nie vir hulle die evangelie sodat hulle van hulle sonde ontslae kan raak nie. Dis waar die revelation in lê. Amen. Sien, dis my motief as ek weet, ek kom by mense en ek besef hulle is nie wedergebore nie. Ek vra vir hulle, is jy wedergebore? Nee, verstaan jy wedergeboorte? Wat behels wedergeboorte? Jy sien ons moet dit verstaan. En dit is dat jy dan die woord van God moet bedien in terme van sonde en hoe om van jou sonde skuld ontslae te raak. Dis hoe jy mense kan help en dat hulle van hulle sonde ontslae kan raak. Praat van hulle sonde skuld en wedergebore word. Dit is wat hierdie skrifgie eintlik vir ons sê. As jy en die mense op hierdie aarde nie vir mense gaan attent maak op die feit dat hulle verlore is op grond van hulle sonde skuld nie, gaan hulle van hulle sonde ontslae raak nie. Ek en jy kan veroorsaak dat mense dit wil en dit nie vergewe word. Ek kan verstaan nie staan hierdie skrifgie. Christus deel eers met sonde en toe deel hy met genesing. Dis die tweede observasie wat ek wil maak. Die eerste ene, Christus het geweet wie sy teikengroep is. Hy het geweet wie dit is. Onder andere wie was daar in die huis gewees? Fariseërs en wetgeleerders van al daai areas met verkeerde motiewe en toe kom Christus maak 'n stelling. Hy het 'n stelling gemaak op grond van die feit dat baie keer stal sonde in die pad staan van ons genesing. Tweede observasie. Nie in alle gevalle nie. Asseblief, hoeveel keer het Jesus bedien waar hy nie sonde aangespreek het nie? Dadelik het genesing plaasgevind. Maar Christus kom en in sy evangelie wat hy kom vestig op hierdie aarde, kom hy partykeer gee vir ons beginsels, julle. Sleutels, ek gee vir jou sleutel vanmôre. Daardeur wil ek nie sê dat elke siekte in die wêreld het te doen met sonde. Sonde gaan vooraf nie, maar ek wil vir julle sê 'n groot persentasie. Ja, man amen. As jy vir my sê ek het sonde met ek siek is, nee, ek weet nie, nou. Kans is baie groot. Hoekom deel Christus eers met sonde voordat hy met siekte deel? Hy wil vir jou iets oordra. Kom Jakobus nie en hy sê, is daar iemand siek onder julle, wie moet jy roep? Wat moet die ouderlinge doen? Jy moet eers jou sondes bely, man. Lei julle sondes teen die ouderlinge sodat julle gesond kan word. Want lees Jakobus 5. Ek dink daar's beginsels wat God vir ons wil leer in die woord. En hierdie verhale wat die Here vir ons gee, dis voorbeelde in die Bybel sodat ek en jy sleutels kan hê.
Want wat soek ons? Krag van God wat teenwoordig is, wat kan vloei. Sien, Here is besig om met ons te praat. Kerk van Jesus. Sien, nou kom Christus, hy deel eers met die sonde. In berading sal jy sien, ons deel eers met wat? Sonde. Die mense wat deur berading is, wie ons is deur my en Lea of enige in die gemeente, Karen, Rita, wie ook, gaan kyk waarmee deel ons. Kom ek vir jy sê, die eerste ding in berading, my broer en suster, wat ek mee deel in hierdie beradings, die heel eerste ding wat ons mee deel is vergifnis. Dink julle onvergewensgesindheid is sonde? Tuurlik. Is een van die grootste sondes in elk geval. Hoekom sê ek so? Hoekom dink julle is onvergewensgesindheid een van die grootste sondes? Want jy kan nie vergewe word as jy nie ander vergewe nie. Ek gaan nie eens aan met berading. Nou die manne wat by my berading was kan getuig hiervan. Die eerste ding wat ek in berading doen. Sorry, my goedie. As jy nie eens ander vergewe nie, stop ek mors nie my tyd nie, want nou kom ons want in berading gaan jy jou foute voor God noem en God moet jou vergewe. Hy sê vergewe jou nie as jy nie ander vergewe nie. Amen. Baie belangrik. Nou is dit so. En ek gaan nou nie weer vir die voorbeelde noem nie, ek het dit genoem. Ek en Lea het in beradings gesit, wat hierdie intercessors het vir mense gebid. Ons het mense bedien, daar vind nie genesings plaas nie. En dan kry ons mense in berading, dan deel ons met die sonde, bid eers vir hulle en word genees. Amen. Wat wil ek vir julle sê? Onder andere geval wat 'n persoon gesit het met onvergewe gesindheid, bitterheid en haat en wrokke. Jy kan bid na die spoegspad. Dis nie 'n anointed spoeg nie. Nou die spoeg kan nog anointed wees, maar hy val op verkeerde akkers. Nie regtig nie. En ons het dit al gedoen. Hier's getuienis in hierdie gemeente. Ja, tot ons deel met die sonde. Onder andere onvergewensgesindheid. Net so vind genesings plaas. Pastoor Henry Wright in sy boekie More Excellent Way. Anelda het haar teses gedoen, sy sal getuig daarvan. Genesing op genesing op genesing wat plaasgevind het, is eers gedeel met goed wat in hulle siel ingaan, sonde en ongeregtigheid. Luister, daardie sê ek nie almal nie. Asseblief, hoor my vanmôre. Nie almal nie, asseblief, net 95%. Anelda pastoor Henry Wright maak 'n observasie op grond van onderhoud wat hy gevoer het met, luister, nie tientalle mense nie, van alle denominasies gemeentes natuurlik in Amerika en in Suid-Afrika, maak nie saak nie, praat op die kerk. Praat hy met kinders van die Here en sê, is daar al vir julle gebid, onder andere vir genesing? Ja, is jy genees? Nee. En hy kom met 'n stelling. Net 5% van al die mense wat gebid het genesing ontvang. 95% nie. Toe kom pastoor Henry Wright en hy keer daai syfer om van 95% na 'n baie kleiner taal. Die 5% het al hoe groter geraak hoe meer hy met wat gedeel het. Sonde. Met sonde. Onder 'n andere geval, as ek dit net vir u kan noem, want ek wil vir u beginsels neerlê wat God vir ons besig om te wys. In sy boekie praat hy van 'n vroutjie wat gesit het. Geweldige pyne in haar liggaam. Die dokters het haar laat kameras laat sluk, videokameras, ander kameras, ander kameras. En hulle kry niks fout nie. Die dokter sê, "Wie sien mevrou, ons kan opereer. Die feit dat ons niks gaan kry nie, is 'n groot kans. Want ons sien niks fout nie. Ons doen al die toetse, daar's niks fout nie." Ek kry pastoor Henry Wright. Hy kon deel met hierdie vrou se konstante pyn. Toe kom hy agter sy sit 'n wrok en 'n bitterheid teenoor alle mans. Iets het gebeur in haar verlede wat 'n man haar te nagekom het, seer gemaak het, trauma veroorsaak in 'n lewe en sy begin 'n wrok en 'n bitterheid opbou teenoor alle mans. En toe hy deel daarmee, toe is die pyn weg.
Amen. En daar's dieper dinge baie keer in ons gesondheid as wat ons dink. En sister. En daarom dank ek die Here vir mense wat bereid is om te sê, bely my sondes, Vader, vergewe my dat ek hier skuldig staan in die hofsale en daar 'n duiwel is wat my aankla en sê, Vader, hy staan skuldig. Wees dieper waarhede wat God ons invat, sodat ons as kerk in oorwinning kan kom, halleluja. Wat wil ek vanmôre vir u sê, as mense vir jou bid, vir maand in en maand uit, en jaar in en jaar uit, en daar gebeur niks, kom sien my en leer. Dalk is daar iets diepers, wat ons mee moet deel. Want jy sien, wat doen ons as kerk? Ons noteer skrifte. Ja, Jesaja 53, want deur sy wonde is ons genees. Hy het ons krankhede op hom geneem, hy het ons siektes gedra. Gebeur daar nog niks? Maak dit sin? Ek het na God toe gegaan en sê, Vader, hierdie maak nie sin nie, Here. Die beloftes wat jy vir ons gee, is in die woord. Vader, ons staan op daai woord, daar gebeur nog niks. Luister, ek en Lea is deur dit, my goed mense sê. God, take us dieper. En toe vat God ons dieper. Toe besef ons, daar moet iets anders probleme wees, want God is nie die probleem nie. Nie Jesus nie. Dink julle, Jesus het gekom en wat het hy kom doen? Woord van die Here sê, sy bloed het gevloei sodat hy van ons sondes kan. Hy het ons sondes op hom geneem. Johannes die Doper sien hom. Sien, daar is die land van God, die een wat die sondes in die wêreld wegneem. Amen. Een ding het ek besef, gebeur nie outomaties. As dit outomaties gebeur het, het ons geen evangelis nodig in hierdie wêreld. Want ons almal ons gered. Of Christus het al bewerk om. As ek en jy nie ons geloof in Christus verklaar, Jesus aanneem as ons redder, verlosser en saligmaker nie, is ons nie wedergebore nie. Is jy nie 'n kind van God? Woord van die Here sê dit baie duidelik. Genees is dieselfde. Gebeur nie outomaties en meganies nie. As sekere dinge my goeie en sussie, wat ek dink wat moet inkom, as sekere dinamika, wat God vir ons in sy woord wys in Jesus Christus wat ons moet doen, voordat die krag van God vloei vir genesing. En ons besig om dinge op te tel, het jy agtergekom. Amen. Die Here is besig om vir ons dinge te openbaar. Vir die krag van God wat teenwoordig is. Dink julle, God se krag is hier. Heilige Gees het uitgestort. Die krag is hier. Wat is my en jou uitdaging? Vir die krag om te? As nie ontbreking van krag nie. Nie hier vanmôre nie. My broer en suster. Dis nie ontbreking, behalwe as jy wit gepleisterde graf is. Ek vandag vir jy sê, broer en suster, daar is in sekere dienste geen krag nie. Alhoewel die krag uitgestort is. Hoekom? Hulle verwelkom nie God se Heilige Gees. God se Gees is nie welkom in hulle dienste nie. As jy die Heilige Gees buite los, is jy geen krag nie, want die krag kom van wie af? Heilige, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die meer maak van God se Heilige Gees krag en salwing. Dan gaan ons krag sien vloei. Ons in die oggende bid, terwyl jy nog daar in die bedjie lê. Dan bid ons vir julle, Jesus. Ons bid vir hierdie diens. Ons bid vir God se Heilige Gees, dat hy hier sal welkom wees. Ons verwelkom die Heilige Gees van God. Heilige Gees, staan onder u vanmôre, ons onderwerp ons aan u. Ons bid en lê hierdie diens voor, die voorreg wat ons het om hier te kan wees. U kom mense wat God nodig het, want die krag moet vloei. Heilige Gees onder u, is u geen krag nie. Geen krag. Sê die belangrikheid van God se Gees. Jesus sê vir sy disippels, julle bly hier, julle doen niks. Voor wat gebeur? Heilige Gees het gestop.
ek en u, in ons roeping, in ons bediening, in ons bloudruk, in die plan van God, kan niks doen sonder Heilige Gees. Niks. Ek vandag vir jy sê, doen niks, as jy dit nie doen om die krag en die salwing van God se Gees. Worship dit. Worship dit. Wat gebeur? Jakobus 4:3 bevestig dit. Julle bid, en ontvang nie. Bid verkeerd. Die Engelse woordjie is you pray amiss. Die woordjie amiss is waar die sleutel in lê. Jy bid vanuit 'n posisie wat jy skuldig en strafbaar is. As gevolg van wat? Sonde. Jy sien daar sonde in jou lewe wat sekere dinge veroorsaak. Nou bid jy tot God, maar jy moet by die oorsprong uitkom. Daarom deel Jesus eers net oorsprong. Dis die oorsprong. Onvergifnis is altyd sy oorsprong. Jy moet 'n voorbeeld gee, asseblief. Deel met die oorsprong. En wat gebeur? Toe daai geloof gesien word, praat net oor geloof wat gesien en gehoor word. Wat gebeur? Want daar was wat gewees in daai plek. Krag van God. Wanneer Jesus geloof sien, wanneer Jesus geloof hoor, as daar 'n desperaatheid weer gaan kom in die kerk, en 'n verwagting, en mense kom na aanbiddingsplek toe, gebeur dit. Die krag op teenwoordig is begin vloei, soos laasweek op Sondag, die desperaatheid gesien in mense se lewens. Dank die Here daarvoor. En sê, dank die Here, bid vir daai desperaatheid nie op te hou. Daai verwagting nie op te hou. Vir hierdie verskil verduidelik. Te veel in die verlede het dit gebeur. Dan sit mense in dienste. Dan hulle God so nodig is net nie waar. Hulle het hierdie wonderwerkende krag van God nodig wat moet vloei. En word selfs 'n uitnodiging gemaak. Wat is die eerste ding wat ons nou al geleer het, wat die krag laat vloei? As jy desperaat is, dan spring jy van daai hoog af. Ja, asseblief. Kyk, ja, asseblief. Engele sal julle vang en afneem. Ek wil net vir julle punt oor daai. Ek bedoel suster, ek vandag vir julle sê, die Here is besig om my dinge oop te breek. Die Here is besig om my dieper te vat. Amen. Ek wil hê ons moet gaan kyk na Jesus se bediening. Kan ons nie leer in terme van hoe Jesus bedien het by Jesus self nie, die grootste leermeester groot. Ons leer by Jesus. In al die gevalle wat ek nou vir u genoem het, van laasweek af tot nou, hoeveel keer het Jesus gekom en 'n uitnodiging gemaak? Nie een nie. Nie een nie. Ek wil hê jy moet jouself 'n guns doen, my boetie en sussie. Gaan kyk in die bediening van Jesus Christus. Hoeveel keer het Jesus in sy bediening 'n uitnodiging gemaak? Ek weet van een geval, ek wil nie sê dis die enigste geval nie, as die een of twee gevalle. Elke ander geval het Jesus net weer gegee verbygeloop. Om ek vat hier na verlede week se verhaal. Toe Jesus kom, toe stop hy by daai blinde man en hy sê vir hom, ek maak 'n einde van almal wat blind is kom voor u. Nee.
liggies aangaan vanmôre. Maar ek sien een ding wat Jesus laat stop het, en krag wat vloei het. Desperaatheid. Jy kan dit nie skryf, die eerste keer, ek het vir gesê, laasweek, skryf dit in hoofletters neer. Ek sien 'n man, wat desperaat was, hulle maak hom stil. Hy roep harder uit. Toe kom Jesus, en krag. Daai man is genees, kon weer sien. Vrou wat in bloedvloeiing gelei het. Mense sien ek die desperaatheid en 'n verwagting in hierdie vrou. Jesus loop verby. Sy het hierdie skare deurgebreek en sy kleed vasgegryp. Daar was nie uitnodiging vir haar nie. Maar vandag sit mense met 'n uitnodiging nog steeds in 'n banke. Jammer, ek doen 'n suster. Dan verwag jy iets van God. Maar daai maandag bel hy die pastoor kom bid vir my gesien. Sê ek Here my iets doen. Wat ek kan nie verstaan nie. Hulle was in die diens Sondag. Dan wonder ek of iets gaan gebeur. Wat wil ek vir julle sê? Broer en suster, ek wil in jou 'n desperaatheid kweek. My hart vanmôre. 'n verwagting. Ons het al genesingswonderwerke, getuienisse gehoor. Waar nie uitnodigings is nie. Nie mense hardloop vorentoe en kom val neer op hulle aangesig en roep God aan. Sê pastoor, bid vir my. Wag nie vir uitnodiging. Geen van hierdie gevalle het een gewag vir 'n uitnodiging. Een. Hierdie manne, wat doen hulle? Hulle gewag vir 'n uitnodiging. Toe hoor Jesus is daar. Vat hulle vriend. Dank die Here vir sulke vriende. Het jy sulke vriende? Het jy sulke vriendinne? Bid die Here vir sulke vriende en vriendinne. Halleluja. Nêrens word daar enigstens eers van die geloof van hierdie man gepraat nie. Daar word geloof wat gesien is van wie? Van hierdie mans wat die bed. Ek sê nie daai man het nie geloof gehad nie. Asseblief. Here is besig om ons dieper te vat met die een sissie. Ek dank die Here, ons gaan na al die punte kyk. Ons gaan hulle optel soos wat ek die woord bedien. Hoe desperaat is jy vir 'n wonderwerk van God, sodat die krag wat alreeds hier is kan vloei, dis wat ons kyk. Laasweek dank ek die Here voor. Dit ons suster vir die wat bedien was laasweek. Kom ek vandag vir julle sê, God het julle desperaatheid. Hier was 'n krag van God wat ek beleef het en ervaar het. Dit ons suster. Ek het gevoel terwyl ek mense bedien hoe die krag van God vloei. Ek het gevoel soos wat Jesus gesê het. Sy disippels sê Jesus, hier's klop mense wat aan U raak. Hulle dis hoop mense, hy sê ek het die krag voel vloei. Ek het die krag van God voel vloei laasweek, weet ons suster. So die van wie ons gebid het en niks met my te doen, ek is net 'n kanaaltjie. Net 'n instrumentjie. Dis God se Heilige Gees. Die gaan wonderwerke. Mense gaan kom getuig van wonderwerke wat laasweek in hierdie diens plaasgevind het. Hoor wat ek vandag vir julle sê met ons. Hier lê nog groot wonderwerke voor. Amen. Prys die Here. En ek weet op grond van die woord gaan ons baie min of minder uitnodigings begin maak. Ja, ek wonder hoe julle dit gesnap. Amen, wat gaan gebeur? Prys die Here. Hier gaan 'n desperaatheid wees. Hier gaan 'n anointing wees. Hier gaan geloof wees. Halleluja. Ek gaan nog hier staan en preek en kom mense vorentoe in hulle aangesig. God se Gees laat raak. Ek het jou probleme om op te bedien nie. Luister my goed, Jesus was besig om te bedien terwyl die mense gekom het. Dan het hy gestop. Here is besig om dinge te doen in koninkryk bedieninge. Here is besig om dinge wakker te maak met ons suster.
Maar wat ek vandag vir julle sê, as jy sit en jy kom na hierdie dienste met 'n verwagting, jy is desperaat, moenie wag tot ek uitnodiging word. Of Henny of iemand anders of Lia, wie ook al. Ek glo ons gaan begin dinge sien gebeur. Amen. Kom met 'n verwagting, kom met 'n desperaatheid. Sjoe. Ek moes nog 2 voorbeelde doen, my tyd is klaar. Ek glo dis wat die Here vanmôre wil sê. En vir u wat oordra rond van hierdie boodskap. As nog diep dinge, julle wat ek vir u gaan noem volgende week in terme van wat ek sou vanmôre genoem het. Ek dank die Here, ek wil gaan soos wat God se Gees my lei en die Here binne my gedagtes plaas wat ek vir u as gemeente moet. Ek glo dis wat God wou gehad het. Ek het 60% meer gesê as wat in my notas is vanmôre.